Môre, dis Woensdag die 20ste Mei en ek hoop dat jy God se genade vandag al raak gesien het. Ons is vandag in 1 Korintiërs 6 en die titel van ons dagstukkie is Die Tempel sonder klippe. Ek wil jou vandag 'n baie reguit vraag vra, nie om met jou te beklei of te skel nie, maar om jou te laat nadink. Besef jy waarlik aan wie jou liggaam behoort en wie binne in jou leef? Ons dink dikwels aan heiligheid as 'n swaar lys van reëls. Moenie dit doen nie, moenie daar gaan nie. Maar ons probeer ons bes gedra, veral op 'n Sondag as ons in die kerkbanke sit. Maar teen Woensdag, teen die middel van die week, dan voel die wêreldse versoekings ewe skielik baie naby. En ons eie menslike vlees voel al baie swak. Skielik gly ons gedagtes weg. Ons kyk op ons TV-skerms en selfone na dinge wat ons nie moes nie. Of ons gebruik ons tonge om stories oor ander mense aan te dra, om te skinder onder die vaandel van 'n gebedsversoek. Ons sê dinge wat breek, in plaas daarvan om op te bou. En weet jy hoekom doen ons dit? Omdat ons lewe baie keer in boksies plaas. Ons dink God is net in die kerkgebou. Ons dink hy is ingemessel agter die 4 mure van die kerk. En dat dit wat ons in die geheim doen, as niemand kyk nie, geen ewigheidswaarde het nie. Ons hanteer ons liggame asof dit bloot ons eie eiendom is. Maar God is nie ingemessel in mensgemaakte klippe nie. Hy het 'n nuwe blyplek gekies. En daardie blyplek is jy. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 6 vers 19 vir ons: Of besef julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Nou moet ons mooi hierna te verstaan. In die Griekse taal is daar 2 woorde vir tempel. Die eerste een is hieron. Dit verwys na die hele tempelkompleks, die buitehowe waar almal kon loop, maar Paulus gebruik nie daardie woord nie. Hy gebruik die woord naos. Naos beteken die binneste heiligdom, die allerheiligste. Die plek waar die ark gestaan het en waar God se tasbare vurige teenwoordigheid, die Shekinah, gewoon het. Dit is die bom wat Petrus hier laat val. God sê jou fisiese liggaam is sy naos, sy intieme binneste heiligdom. Die Heilige Gees neem nie net 'n klein kamer in jou lewe op huur nie. Hy het die hele huis gekoop. En die prys wat hy betaal het, was die kosbare bloed van Jesus op Golgotha. Elke keer as jy jou liggaam aan die modder van hierdie wêreld oorgee, sleep jy die Heilige Gees saam met jou daarin. Heiligheid is nie 'n swaar las nie. Dit is die bewaking van hierdie wonderlike skat wat vir ons gegee is. Kom laat ons saam bid. Here ons God, U is die allerheiligste, die een wat die voorhangsel van bo tot onder geskeur het, om permanent by ons te wees. Here, ons bely vandag eerlik voor U, dat ons so vinnig vergeet wie ons is. Ons bely dat ons liggame, ons oë en ons gedagtes hanteer, asof dit aan onsself behoort. Here, vergewe ons waar ons oë en ons liggame in die modder en skerms van hierdie wêreld sleep. Dankie vir die onbetaalbare prys wat U vir ons gegee het. Heilige Gees, U is die Shekinah, teenwoordigheid binne in my. Kom reinig U naos vandag in elke weggesteekte afgod. Laat ons vandag wandel met die heilige opgewondenheid dat U regtig binnekant ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Is daar geheime areas of donker kaste in jou gedagtes, waar jy die Heilige Gees probeer uitsluit? Oorweeg dit om jou sleutels van jou hele huis vandag vir hom te gee. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.